Hartlik goeiemôre julle. Ja, as ek daaraan dink, dan dink ek my maat my regtig deur matriek gebid, want ek was nie baie sterk met akademie nie. Dit is 'n voorreg om weer vanoggend by julle te kuier, en dit is ook my gebed dat die Here met ons elkeen hierdie oggend 'n afspraak sal hê. Kom ons lees vanoggend Psalm 139, my gunsteling Psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes, nog voor dit by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of Here, U weet dit, U weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit, die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Ja, Here, as ons hierdie Psalm lees, dan besef ek net hoe klein ons werklik is. En hoe groot U is. Here, U weet alles van ons af. Nog voor dit aan ons gedagtes opkom, weet U dit al. U gedagte om aan U te dink, Here, is te groot vir ons menslike verstand. U die skepper van die heelal, wat alles gemaak het en alles in stand hou. U kom en U ken elkeen van ons gedagtes. Dis te groot vir ons begrip. Ons kan U net loof en prys en eer daarvoor. Dankie ook, Here, dat U ons hierdie oggend wil kom groet, as U vir ons sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons loflied, lied nommer 190. Kom ons sing sommer al 3 verse daarso. Grote God, aan U die eer. Baie keer dan wonder ons as gelowiges, wat kan ons vir die Here doen omdat hy so goed is vir ons? Ons leef in die Here se guns elke dag. Wat kan ons vir hom gee? Wat kan ons vir hom doen? Die profeet Micha het met dieselfde worsteling in sy hart gesit. En dan lees ons daar in Micha hoofstuk 6 vanaf vers 6, dan verdink hy by homself, hy sê, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jare oud kalvers,
Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek dalk my eerstgeborene offer vir my sonde, om wat uit my liggaam kom vir my oortreding? En dan maak die Here aan hom bekend. Hy sê vir hom, mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Dis die ironie, God vra so min van ons. Hy vra eintlik niks, behalwe dit wat hy reeds vir jou gegee het nie. En die hartseer daarvan ons as gelowiges kan dit nie eers doen nie. Kom ons sing ons skuldbelydenislied, lied 38, nou, ek nou reg praat lied 38, die ou beruiming, straf tog nie in ongenade. Kom ons sing dit saam as 'n skuldbelydenis voor die Here. Straf tog nie is eintlik so waar dat die Here kom en hy kom gee vir ons al hierdie genade verniet. Dit is vandag baie algemeen as ons praat oor ons Christendom, dan is ons geneig om te sê, ek het 'n verhouding met die Here. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En is baie populêr onder gelowiges dat hulle dit vir mekaar sal sê, dat my belydenis is dat ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. Soms is dit ook die manier hoe ons onderskeid tref met tussen gelowiges en ware gelowiges, dat ons vir iemand vra, maar het jy 'n persoonlike verhouding met die Here? Met ander woorde, dis die manier hoe ons amper 'n definisie maak van wat is 'n ware gelowige. Dis die algemene manier van praat. En daar is eintlik niks daarmee verkeerd nie, as ons sê dat ons 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. Maar ek dink ons bietjie dit gaan kwalifiseer as ons dit sê. Want jy sien die probleem is, daar's 'n verskil. Want die Here Jesus Christus het 'n verhouding met elke mens op aarde. Elkeen wat nou leef, elkeen wat al ooit geleef het, en elkeen wat in die toekoms sal leef. Die Here weet van elkeen van ons alles af. Dit het Psalm gelees. Wat nog voor ons het gedink het, dan weet die Here dit al. Die Here is in 'n persoonlike verhouding met elke mens op aarde. Die groot probleem is, die groot verskil is eintlik, dat met sommige mense is dit 'n liefdesverhouding. Vir party is dit 'n verhouding tussen 'n sondaar en die een wat oor hom gaan oordeel en veroordeel. Jesus sê self in Johannes 3 vers 18, wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Jy sien, dis 'n baie persoonlike verhouding wat elke mens met die Here het. Miskien is daar 'n ander of dalk selfs 'n beter manier hoe ons na ons verhouding met die Here kan verwys, as 'n egte en 'n ware gelowige. Ons verstaan wat dit beteken om te sê ek het 'n persoonlike verhouding met die Here,
Maar dis nie 'n Bybelse term nie, dit staan nêrens in die Bybel dat ons met 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. Dit laat die vraag, wat is dan die aard van 'n Christelike verhouding met Jesus? Met ander woorde, hoe lyk so 'n persoonlike verhouding met Jesus? Hoe moet ons dit vandag definieer? Hoe moet ons sê, hoe lyk dit as ek sê, ek het 'n persoonlike verhouding met die Here? Die Bybel help ons eintlik baie daarmee, want in die Bybel kry ons 'n hele klomp metafore, met ander woorde, vergelykings van hoe behoort so 'n verhouding te wees. Die Bybel praat van 'n skaapherder en skape, of 'n kind en sy vader, of 'n onderdaan en 'n koning, selfs 'n slaaf en sy meester. Die Nuwe Testament is lief daarvoor om te praat van die liggaam. So al hierdie metafore gee vir ons 'n idee van hoe behoort 'n verhouding met die Here te lyk. 'n Mens sien duidelik die beeld as 'n mens daarna kyk van versorging, beskerming, die heerser. Hy's in beheer, hy voed ons. En al hierdie metafore gee vir ons 'n aanduiding van hoe lyk 'n persoonlike verhouding met die Here. Ons kry nog so baie mooi metafoor in Johannes hoofstuk 15 wat ons vanoggend oor gaan gesels. En dit is die verhouding tussen die wingerdstok en die lote. Kom ons kyk, Johannes hoofstuk 15, ons gaan nou lees vanaf vers 1 tot 11. Gaan jy dit op die skerm vir ons gooi? OK, nie maar nie. Maar voor ons saam lees, kom ons sit net so en dan bid ons eers saam. Wonderlike en heilige Vader, Here, baie dankie dat U vir ons U woord gee en dat ons uit U woord net kan leer. Dat U woord daar is sodat ons U beter kan leer ken en sodat ons ook 'n beter verhouding met U kan hê. Here, wat ons as mense het heeltyd nodig om geleer te word en om beter te verstaan. Ons kom vanoggend ook dan met 'n verwagting, Here, na U toe om te sê, Here, kom wys vir U vir ons hoe moet so 'n verhouding lyk, waar U ons Heer en Meester in ons alles is, wat ons sê, ons het 'n persoonlike verhouding, maar hoe lyk dit? Vader, ek bid ook vir elkeen wat vanoggend nie net hier in hierdie gemeente is nie, maar reg oor die wêreld na U woord gaan luister. Elkeen wat met 'n verwagting kom om te hoor wat U wil sê, Here, wil U daai verwagting kom vervul. Ek bid vir elke leraar, Here, dat ons niks sal sê wat nie in die woord staan nie, en ons niks sal sê vir eie gewin. Here, my gebed is dat U verheerlik sal word ook deur dit wat ons gaan doen vanoggend in hierdie gemeente. Amen. Kom ons lees Johannes hoofstuk 15, ons gaan nou lees vanaf vers 1. Jesus is aan die woord, hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is reeds gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gegee het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie en aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is nogal opmerklik as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons die woordjie bly kom nie meer as 10 keer voor in hierdie gedeelte nie. Die Engelse vertaling praat daarvan, as jy dit vertaal, praat van to accept and to be in accordance with. Afrikaans het eintlik mooi vertalings daarvoor of verklarings daarvoor wat sê moet niks verander nie. Dit moet voortduur, dit moet volhard en moenie weggaan nie. Dit gaan dus daarom om te bly en te volhard en voort te duur in ons geloof in Christus. Maar dit is eintlik 'n baie bekende term onder ons as gelowiges, dat ons moet in die Here Jesus bly. En vanoggend wil ek eers moet kyk na wat die Here Jesus hiermee en met hierdie terme bedoel as hy sê ons moet in hom bly.
Ons sien hierdie gedeelte het eintlik 4 elemente. En dit is dat daar's 'n wingerd, daar's 'n boer en daar's lote. En Jesus sê in vers 1 en vers 5, ek self is die wingerd. En dan sê hy God is die boer in vers 1. So dit gaan eintlik dus oor die 2 elemente van die lote. Dit gaan oor die lote wat verskillende lote is. Mense kan dan vra maar wie is hierdie 2 lote? En as mens nou in die konteks van hierdie gedeelte kyk, is belangrik om te sien dat Jesus praat hierso direk met sy disippels, met niemand anders te nie. Vir hulle wat elke dag by hom was en wat in die toekoms ook by hom moet bly. Maar hoe moet mens hierdie 2 lote dan verstaan? Wie is die wat geen vrugte dra en weggegooi gaan word nie? En wie is die wat in Jesus gaan bly? Aan die ander kant, wie is hierdie wat gaan vrugte dra? Jy sien, dit is belangrik dat ons dit sal verstaan in die konteks dat ek gesê, Jesus praat net met sy disippels. As ons gaan kyk na die gedeelte in Johannes 15 wat ons lees, dan sien ons in Johannes 13 het Judas alreeds die bovertrek verlaat. Die disippels sit in die bovertrek, hulle het so pas klaar die Pasga gevier. Johannes 13 het die disipel Judas die vertrek verlaat. Later die aand gaan Jesus gevange geneem word en môreoggend gaan hy gekruisig word. Nou praat hy net met hierdie 11 disippels hier voor hom. En hy sê vir hulle, julle is die lote. In hoofstuk 17, die volgende 2 hoofstuk verder, dan sien ons dat Jesus se priesterlike gebed waar hy vir die disippels bid. So hierdie gedeelte van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17 eintlik is 'n wonderlike gedeelte in die Bybel waar Jesus 'n klomp beloftes en voorskrifte gee vir sy 11 disippels wat oorgebly het. En dit is eintlik onvergelykbaar wat nêrens in die Bybel kry ons soveel beloftes so op een gehoop eintlik in hierdie gedeelte nie. So Jesus praat hier net met die 11, want Judas was die loot wat nie in Jesus gebly het nie. Judas was die loot wat nie volhard het nie. Judas was die loot wat nie vrugte gedra het nie. Judas was die loot wat afgekap moes word. Judas was die loot wat nie vuur gegooi gaan word. Maar as mens eerlik na die gedeelte kyk, dan kom jy sê maar dit kon eintlik enige disipel gewees het wat hierdie loot moes gewees het. Ek dink as mense die disipel se naam in 'n hoed moes gooi, dan sou ou Petrus se naam seker ook opgekom het. Want hy is die disipel wat eintlik die Bybel vir ons sal vertel wat die meeste droog gemaak het. Die punt is, as ons nie van die vooraf geweet het wie die disipel was wat nie in Jesus se gebly het nie, sou ons ook gewonder het. Watter disipel was dit wat Jesus gaan verraai? Selfs die disipels was verstom toe Jesus vir hulle sê, een van julle gaan my verraai. Ons lees in hoofstuk 13 vers 22. Disipels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Hulle het vir 3 jaar saam geleef, maar niemand het geweet dis Judas nie, behalwe Jesus. Hulle het mekaar goed geken. Daar is niks wat by Judas uitgestaan het, dat hy die een was wat Jesus sou verraai nie. Dat hy die een is wat sonder vrugte gaan wees het nie. En dis presies net so met baie lote vandag. Hulle is aan die wingerdstok vas, maar hulle dra nie vrugte nie. Judas was wel oppervlakkig aan Jesus vas, maar hy het geen vrugte gedra nie. En dis ongelukkig ook so in die algemeen in die kerk vandag. Daar's baie mense wat sê hulle is gelowiges. Baie mense wat sê hulle glo in Jesus, maar is oppervlakkig vas. Hulle dra nooit vrugte nie. Hulle gee voor dat hulle in die wingerd vas is, maar hulle is nie. Hulle toon baie belangstelling in die kerk, maar hulle is vrugteloos, hulle is verdor. Hulle werk selfs vir die kerk. Hulle is selfs leraars en kerkraadslede, maar hulle dra nie die vrugte van 'n gelowige nie. Ons weet dit, dis nie vir ons nuut nie. Ons sien dit reg deur die spektrum van Christene. Onthou, Judas was ook 'n disipel vir 3 jaar lank. Ons sien dit veral in gemeentes vandag, mense wat voor die kerkraad kom staan en sê ja, hulle wil kerkraad wees, of mense wat hulle kinders laat doop en hulle sê ja, hulle sal allerlei dinge doen, gebeur net nie. Hulle dra nie vrugte nie.
Jesus praat hier ook van hulle in Matteus 7 vers 21 tot 23, waar Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf nie, deur die naam wonders en tekens gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê die Here, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. Julle wat nie in my gebly het nie. En dis Jesus se bekommernis, hier so in Johannes 2 vers 23. Jesus praat met die mense, die groot skare, dan staan daar, en terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Baie. Toe hulle die wonders en tekens sien wat hy gedoen het. Dit klink eintlik wonderlik as mens dink, hoeveel mense Jesus regtig ook tot bekering laat kom het. Maar net verder staan daar, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van die mense vertel nie, want hy het self geweet hoe die mense is. Jesus het geweet dat die meerderheid mense se geloof in hom is oppervlakkig. Hulle het geglo, maar hulle was nie aan hom vas nie. So is daar baie oppervlakkige gelowiges vandag. Ons sien ook in Johannes 6, nadat Jesus die skare gevoed het, het eintlik 'n wonderwerk gedoen en al hierdie mense kos gegee. En dan in vers 65 staan daar, maar daar is party van hulle, sê Jesus, wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie in hom glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. En dan in vers 66, hoor wat sê Jesus, hieroor het baie disippels omgedraai, huis toe gegaan en nie meer in hom geglo nie. Mense het 'n wonderwerk gesien nou net gebeur, en dan draai hulle om en dan wil nie meer in hom glo nie. En so gaan dit ook vandag in die kerk. Mense kom kerk toe en dan gebeur daar iets, dan word hulle kwaad en dan kom nie meer kerk toe. Hulle het nie in hom gebly nie, en ons sien dit reg deur Jesus se bediening. In hoofstuk 6 vers 67, toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? Simon Petrus nog antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woord wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige Gees van God is, die Heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Jesus kies self sy 12 disippels uit, maar een is 'n duiwel. Ons weet dat Jesus daarmee vir Judas bedoel, maar Judas was die hele tyd in hulle midde, tussen hulle. In Johannes 8 vers 30 lees ons, terwyl hy hierdie dinge gesê het baie mense tot geloof in hom gekom. Weereens, Johannes kom vertel vir ons, dat baie mense kom tot geloof. Mense verklaar maklik dat hulle in een of ander verhouding met die Here het. Maar dan in vers 31 sê Johannes die volgende, hy sê, Jesus sê vir hulle, as julle my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Net die wat die Here se woorde glo, sal vrygemaak word. En dan net 'n entjie verder, vers 52, toe sê die Jode vir hom, nou is ons seker dat jy van die duiwel besete is. Mense kom tot geloof, hulle weet wat hulle moet doen, maar hulle draai net so vinnig weg ook. Vers 59, hulle het toe gegaan en klippe opgetel om Jesus daarmee dood te gooi. Dit is eintlik hartseer as mens daaraan dink. Mense kom tot geloof, hulle kom kerk toe en dan net daar draai hulle om en dan begin hulle die kerk met klippe gooi. Hoofstuk 12 vers 42, nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tot geloof gekom, maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge verban sou word nie. En dan sê Johannes 'n baie interessante ding, want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Is vandag nog so. Want sit maar in 'n geselskap waar 'n Christen inkom in 'n geselskap en ander mense praat soos hulle wil, dan dan praat die Christen ook maar net so. Ons staan nie meer op daarvoor nie. En hierdie oppervlakkige geloof het soos 'n goue draad deur Jesus se bediening geloop. Net soos wat dit vandag nog deur die kerk loop. Mense sê hulle dien die Here, hulle sê hulle is gelowiges, maar hulle draai vanaf weg. Johannes verwys na die gelowiges wat wegdraai en nie in Jesus bly nie.
met 'n baie belangrike uitspraak in 1 Johannes 2 vers 19. Hoor wat sê Johannes: Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Met ander woorde, niemand van hulle was werklik deel van Jesus nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. En dis die hartseer. Daar's gelowiges vandag wat nie werklik gelowiges is nie. Maar dan sê hy in vers 24, wat julle betref, julle wat in God glo, julle wat van die begin af, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle sal bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof, die ewige lewe. Baie gelowiges raak weg uit die kerk uit, want hulle hou nie meer aan glo wat hulle oorspronklik geglo het nie. Dwaalleraars kom in en hulle vertel vir allerlei dingetjies en dan hardloop hulle agter dit aan. Bly in my soos ek in julle, sê Jesus. Die woord hierso wat in Grieks gebruik word, verbly is meno. En die woord is mense dit mooi gaan vertaal, beteken ek moenie weggaan nie. Moet my nie los nie. Moenie wegloop nie. Dis byna 'n pleidooi uit Jesus se hart uit vir sy disippels. As hy vir hulle sê, bly in my, moenie weggaan nie, bly by wat ek julle geleer het. En dis hoe waarvan Jesus praat in die Openbaringsbrief aan die 7 gemeentes. Aan die einde van elke gemeente dan sê, volhard, moenie ophou nie, bly in my, moenie weggaan nie. Moenie doen wat hulle doen nie. Moenie doen wat mense soos Judas gedoen het nie. Dis eintlik al wat Jesus hier van die teks vir ons kom sê. Hy sê, bly in my, moenie weggaan nie. En dit wat jy wat vanoggend luister, moet daaraan dink, dat jy moet in Jesus bly, elke dag. So is daar verskeie menigte waarskuwings in die Nuwe Testament, oor hoe ons in Jesus getrou moet bly. Want Jesus sê elke dag vir ons, bly in my. Moenie doen wat ander doen nie, bly volhard. Onthou wat jy van die begin af geleer het. Hoekom? Ons sien die antwoord vir die vraag in vers 4. Eerstens is ons kry verlossing. Ewige verlossing van die helse vuur wat alles gaan verteer. Nou kom die vraag baie keer by my op, wat beteken verlossing regtig? Wat beteken verlossing vir jou vanoggend? Wat beteken vir jou verlossing in hierdie lewe? Ervaar jy al verlossing in hierdie lewe of dink jy dit gaan net in die toekoms wees? Baie keer hoor 'n mens gelowiges, as jy vir hom vra oor sy verlossing, dan sal hy vir jou gou kom sê, maar ek gaan kerk toe en ek bid en ek lees die Bybel en ek doen al hierdie wonderlike dinge. As 'n ware gelowige behoort ons eintlik te sê, my verlossing beteken, ek bly in die Here en die Here bly in my. Dis my getuienis van wat is my verlossing. En dan kan mens weer eens die vraag vra, maar wat beteken dit om in Christus te bly? Dit beteken dat God leef in my. En dis byna 'n ongelooflike ding as mens daaraan dink, dat God drie-enig, die skepper van die heelal, bly in my. Hy leef in my. Dis wat dit beteken as ek vanoggend sê, ek bly in hom en hy in my. Ek bly in Christus en Christus in my. Maar is meer as dit, God drie-enig is in my. En dit verander baie dinge in my lewe. Dit verander hoe ek na myself kyk, maar dit verander ook hoe ek na ander gelowiges kyk. Ander gelowiges is die blyplek van God drie-enig. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14 vers 23. Waar Jesus net tevore met sy disippels gepraat het. In dieselfde konteks, want dit is net die disippels wat daar by hom is. Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Met ander woorde, hy sal in my bly en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woon. Ons sal in hom bly. Vers 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig in julle te wees, om in julle te bly. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie gesien het en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
Vers 20, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Daar's geen onduidelikheid dat God drie-enig is in elke gelowige nie. God drie-enig bly in ons wat hom liefhet. En dis 'n ongelooflike gedagte vir elke gelowige. En dis hoe ons na onsself moet kyk, dis hoe ons oor onsself moet dink, dat ek is die beeld van God drie-enig. 1 Johannes 4 vers 1, julle behoort aan God, liewe kinders, en julle die valse profete klaar oorwin. Hoekom? Omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Ons het oorwinning, want God drie-enig is in ons. Vers 13, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee. En so is daar letterlik tientalle teksverse in die Nuwe Testament, wat sê dat God drie-enig is in ons elkeen. Beteken ek is nou ewe skielik heilig? Nee, inteendeel. Inteendeel, maar ek lewe 'n lewe van heiligmaking. Met ander woorde, ek lewe 'n lewe waar ek elke dag probeer om 'n lewe te leef wat ek nie meer sonde doen nie, want die Heilige Gees oortuig my van sondes. Ek sal nooit heilig wees in hierdie lewe nie. Die Heilige Gees gaan my aan die einde van die tyd heilig maak. Maar intussen leef ek 'n lewe van heiligmaking. Want God drie-enig is in my en hy het my lief. Persoonlik dink ek, die rede hoekom baie mense sê dat hulle in 'n verhouding met die Here leef, dit laat hulle so 'n bietjie heiliger as die ander ou laat voel. Holier than thou, sê die Engelsman. Want as ek nou sê ek het 'n persoonlike verhouding met die Here, dan gaan mense dalk nou anders na my kyk. Maar hulle vergeet, daar's 'n volgende gedeelte in daai teksvers. Die volgende gedeelte is, wie in my bly en ek in hom, dra vrugte. En dis die tweede belofte wat die Here vir ons kom gee. Ons is vrugtedraend. Dis eintlik so half opeenvolgend. Ons in God, hy in ons, en die gevolg daarvan is vrugte. Vers 4, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan ons niks doen nie. Kan julle niks doen nie. Die bewys daarvan dat Jesus in jou is en dat jy 'n kind van God is die vrugte wat jy dra. Die Here gebruik baie keer daai voorbeeld. Matteus 7 praat hy van waarin valse profete. Hy sê die valse profete, julle sal hulle ken aan die vrugte wat hulle dra. Ware profete, julle sal hulle ken aan die vrugte wat hulle dra. Ware gelowiges, julle sal hulle ken aan die vrugte wat hulle dra. Maar is 'n baie ander belangrike ding ook wat hier gebeur. En dit is dat in hierdie wingerdstok word die mense gesnoei, word die gelowiges gesnoei, sodat hulle meer vrugte kan dra. 1 Petrus 1 vers 5 kom Petrus en hy verduidelik dit vir ons baie mooi. Hy sê, en omdat julle glo, nie ongelowiges nie, omdat julle glo vir ons, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Hy sê, omdat ons glo, is daar al reeds vir ons 'n plek in die hemel gemaak. Ons is uitverkies, sê Paulus in Efesiërs 1 vers 1, Efesiërs 4 vers 1, dat ons is al uitverkies voor die skepping af. Ek en jy is uitverkies en daar is ons 'n plek voorberei. Maar dan sê hy, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie meer kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof, heerlikheid en eer waardig kan wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel is van die geloof. En dit vervul ons met 'n onuitspreeklike blydskap. Ons blydskap lê nie in die wêreld nie. Ons blydskap, ons vreugde lê in dit wat die Here vir ons beloof het. En die toets van ons geloof is, ons gaan gesnoei word. Net die wat aan Jesus aan die wingerd vas is, word gesnoei. En as jy nie gesnoei word nie, dan moet jy weet, daar's fout.
Want Jesus kom in Johannes 16 vers 1 en hy kom waarsku sy disippels. Hy sê vir hulle, hierdie dinge sê ek vir julle sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoge verban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink hy het diens aan God bewys. En dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daarvan bewus moet wees dat ek dit reeds vir julle gesê het. Gelowiges word beproef, gelowiges gaan deur moeilike tye. Nêrens word ons net sonskyn en maanskyn beloof nie. Dis deel van ons geloof sodat ons die toets kan deurstaan. Maar dat ons ten spyte daarvan nog steeds moet aangaan, want aan die einde van die tyd is die vrugte wat ons dra soveel beter. Jy sien die vrugte, die snoeiseisoen gaan verby. En dan kom daar weer nuwe blare uit en dan kom weer nuwe trosse uit. En is groter en beter trosse as die verlede. Volgende ding wat die Here Jesus vir ons sê, 'n kenmerk van 'n kind van die Here is, hulle neem toe hulle kennis van God. Kolossense 5 vers 1. Hulle het 'n begeerte om meer en meer van God te wil weet. En dis deel van die vrugte wat ons dra. Terloops, die vrugte wat jy dra is ook die bewys dat jy 'n Christen is. Die vrugte wat jy dra is jou bewys van Christendom. Vrugte van bekering. Vrugte wat jy mense in die omgewing en mense om jou bedien mee. Waarom moet ons vrugte dra? Vers 8. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons vrugte moet God verheerlik. Wat se vrug dra mense in moeilike tye? Mense wat moeilike tye deurgaan. Kyk maar. Ware gelowiges dra beter vrugte, juis ten koste of ten spyte van die tyd waarin hulle is. Ons dra nie vrugte as gevolg van ons omstandighede nie, maar ten spyte van ons omstandighede. Ons dra vrugte, want ons weet, ons is besig om gesnoei te word. Snoeityd gaan verby. En mense gaan kyk na jou vrugte. Ek wil afsluit. En ek wil vir julle teksvers gee uit my hart uit. Kolossense 1 vers 9 tot 14. Daarom van die dag dat ek van julle gehoor het, hou ook nie op om vir julle te bid nie. Ek vra God dat hy deur al die wysheid en insig van sy gees julle sy wil bekend duidelik sal laat word, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur goeie werke en toeneem in kennis. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Dan waarom die hele tyd in God te bly. Met blydskap moet julle die Vader dank met julle wat julle geskik gemaak het. Julle is reeds geskik om te doen wat die Here vra. Om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het julle uit die mag van die duisternis weggeruk en julle onder die heerskappy van sy seun Jesus gestel wat julle liefhet. Deur die seun het julle die verlossing verkry, die vergewing van julle sondes. En dis my gebed vir julle. Dat julle sal volhard en nie weggaan nie. En nie soos 'n Judas 'n loot geword het wat geen vrugte gedra het nie, wat afgesny moes word en in die vuur gewerp word nie. Amen. Kom ons bid saam. Heilige en wonderlike Here Jesus, baie dankie Vader dat ons vanoggend net weer eens bewus kan word van u liefde vir ons. Here, ten spyte van die wêreld waarin ons leef en ten spyte van dinge wat ons ervaar en wat ons beleef en wat vir ons nie maklik is nie, kom beloof u net weer eens vanoggend vir ons, al word ons gesnoei en al word dit moeilik om ons, solank ons in u bly, sal ons vrugte dra en die vrugte sal u verheerlik. Help ons Here dat ons dan so sal lewe dat ons niks anders doen as om u te verheerlik
want U die drie-enige God woon en bly in ons elkeen. En daarvoor dank en eer ons U elke dag. Amen. Kom ons gee mekaar die geleentheid om dan ook na die Here te dien met ons offergawes. Kom ons staan en sing ons ook ons slotlied, eintlik 'n wonderlike lied waar ons vir Here sê, U goedheid, Here, is te groot vir ons begrip. Kom ons sing dit saam. Dit is my 'n wonderlike voorreg om vir jou te sê, kom ontvang die seën van die Here, sodat jy 'n loot kan wees, wat van Jesus vas sal bly, en dat jy sal weet, God drie enig woon in jou, en daarom moet jy uitgaan, en hom gaan verheerlik. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, elke dag by jou bly, en gaan verheerlik hom. Amen.